Ek wil, ons sluit af met ons huweliksreeks en ek het regtig hoop ek dat die Here vanmôre iets gaan doen en in my hart het ek 'n groot verwagting dat die Here vanmôre iets gaan doen. Ek weet nie wie van julle is getroud vandag nie. Okay, wel, meeste van julle is getroud vandag of dalk weer van julle wat beplan om te trou nie. Alright? Hande op, nie nou nie. Hande op. Wie van julle beplan as jy getroud is of as jy beplan om te trou? Wie van julle beplan om op jou maatjie te verneek? Hande, vinnig, hande. Niemand nie. Nie een ou nie. So die een ou, met ander woorde, niemand beplan om geskei te word nie. Niemand van ons beplan om deur hartbreuk te gaan in 'n verhouding nie. Ek was al by klomp troues in my lewe. En nog nooit is ek gewees by troue waar 'n man en 'n vrou 'n belofte aan mekaar maak en sê, my bokkie, ek beloof om vir 7 jaar getroud aan jou te wees en dan gaan ek jou verneek. En dan gaan ek 'n paar kinders saam met jou kry en dan gaan ons beklei oor wie se kinders kry wat se vakansie saam met jou nie. Nog nooit. Niemand van ons het nog ooit beplan om te skei nie. Maar wat as ek jou vanmôre sê dat die samelewing ons juis voorberei om te skei? Wat as ek jou dit vanmôre sê? Dat die samelewing ons werklik, die samelewing berei ons voor om te skei. En dit kom nie in hierdie groot neon flikkerende ligte wat sê hierso nie. Dit kom nie in 'n duiwel met 'n vurk en 'n lang stert met rooi klere en sê nie. Dit subtiel. Dit kom sneaky. Kom subtiel, doen die duiwel dit en hy val ons aan met 'n klomp leuns. Ons het in week 1 daaroor gepraat. Het gaan oor in die fliek wat ons kyk. Almal van ons kyk Netflix en dit is in die fliek is dit net casual, 'n man en 'n vrou is getroud en hy het net casual seks met dalk iemand anderste en wat doen ons? Ons gee die fliek nog ons 'n thumbs up. Wow, beste fliek wat jy al ooit gesien het. Jy moet sien, dit is amazing. Of dalk sit in die Spotify liedjie wat ons luister. Ons sit hom kliphard in die kar en ons sing saam met hom in die kar want is amazing en ons weet nie dat hierdie liedjie het selfsugtigheid geglorify en ons dink ja, om selfsugtig te wees is amazing. Ons sit die liedjie kliphard en ons share hom op Facebook. Wat as ek vir jou vanmôre sê, dis dalk op die social media page wat jy besig is om te like of te volg, brainwash jou om te glo dat jou hoogste calling is jou eie geluk. Jou hoogste calling is jou eie geluk en niemand anders te gaan jou vertel nie. En ons like die page en ons share die page en almal moet sien op die page dat ja, ons hoogste calling is jou eie geluk. Samelewing vertel ons vandag, sit jouself eerste. Samelewing leer ons vandag, dit gaan oor jou. En dit gaan net oor jou alleen. En jy hoef net te worry oor jou geluk. En dit is net oor jou. En jy doen net die beste wat vir jou is. En ons gee nie om oor iemand anders te nie. Culture berei ons voor vir egskeiding. Dan kom ons sê waarheid. Niemand beplan om te skei nie. Niemand beplan om 'n huwelik of sy eie huwelik te reuneer nie. Ek het 'n storie gaan kyk wat ek wil hê ons moet doen vanmôre. En ek dink is eenkerlik een van die moeilikste, een van die rouste stories in die Bybel. Het gaan oor die profeet Josia en sy vrou Gomer. Die storie is, in die storie gaan ons sien dat Josia, die profeet, het al die rede in die wêreld gehad om weg te loop van sy huwelik. Maar God het ander planne met hom gehad. En ons gaan baie duidelik sien dat die storie gaan oor hulle huwelik en gaan oor hulle verhouding en ons gaan 'n paar goed uit hulle verhouding leer, maar hierdie storie is ook 'n baie goeie oulike prentjie van God se liefde vir my en jou. En in hierdie storie gaan ons sien hoe genesing moontlik is vir huwelike, al voel dit vir op hierdie oomblik vir jou net way te ver. Al voel dit vir jou dat ons nie 'n manier wat my huwelik kan genees nie, gaan ek vanmôre vir jou kan wys in hierdie storie, dis moontlik. So kom ek gee konteks. Die konteks hierdie storie speel so 750 jaar voor Christus. Josia is die profeet in die noordelike koninkryk van Israel op daardie stadium. En wanneer jy na die mense in daardie stadium kyk, dan lyk dit baie soos mense van vandag. Hulle lyk almal geseënd. Hulle lyk almal gelukkig,
Maar meeste van die realiteit is dat baie van hulle eintlik ver van God af is. En baie van hulle is eintlik so vol korrupsie en vol sonde. En hier kom God, en hy roep die profeet Josia, om vir hierdie mense 'n profetiese woord te gaan gee. Maar wat ek daarvan hou is, hy gebruik nie net Josia se woorde nie, maar God laat die profeet Josia met sy lewe 'n lewe leef, wat vir Israel 'n profetiese woord gaan wees. Ons gaan dit nou daarby mooi uitkom. So jy kan die mense van Israel, hulle het almal weggedraai van God af. Hulle het afgode begin aanbid. Hulle het God begin ongehoorsaam wees aan God. Hulle het begin optree asof hulle God nie nodig het nie. As jy dink vermoede, is eintlik baie eintlik maar soos vandag. Baie van ons lewe vandag asof ons God ongehoorsaam en ons het nie eintlik God nodig nie. En hier kom God en hy roep Josia, hierdie profeet, om met Gomer te gaan trou. 'n Vrou wat sy hart gaan breek. God roep hom en sê, ek wil jy moet met daai vrou gaan trou, terwyl hy weet daai vrou gaan sy hart breek. En die God klim sommer dadelik in die eerste hoofstuk, is daar geen tippie tou om God nie, en hy spring in vers 1. Kom ons lees dit, Josia 1 vers 2. En inleiding vir die woord van die Here, die diens van Josia. Die Here het vir Josia gesê, gaan trou met 'n prostituut wat buite-egtelike kinders het. Gaan trou met 'n prostituut wat buite-egtelike kinders het, want die land is besig om te oreer om heeltemal ontrou aan die Here te word. En hier begin hierdie ding. Hier gaan ons 'n baie pynlike, baie persoonlike storie hoor, wat ons weer gaan wys wat dit beteken om 'n belofte te gemaak het in die huwelik. Want almal van ons het iewers voor 'n dominee of 'n pastoor gestaan en 'n belofte gemaak en gesê, till death do us part. Maak 'n belofte aan God. Ek maak 'n belofte aan my vrou, dat ek gaan haar lief hê tot die dood ons skei. En hier gaan ons dit vanmôre sien. En hier's geen filter op hierdie storie wat ons vanmôre gaan sien. Dis geen, lekker, ons gaan op vakansie liefde nie. Hierdie liefde wat jy vanmôre hier gaan sien, is 'n liefde wat bloei. Dis 'n liefde wat vergewe. Dis 'n liefde wat nooit opgee nie. Die profeet Josia gaan maak soos wat die Here gesê het, en hy gaan trou toe met hierdie prostituut Gomer. En fast forward so bietjie in hulle huwelik, gaan jy sien hulle 2 seuns gehad en 1 dogter. En aan die buitekant lyk dit nice. Aan die buitekant, as jy kyk na hulle 2 se huwelik, dan lyk dit baie nice. Josia is gefokus op sy bediening, dinge lyk goed, profete word opgerig, mense is besig om te verander. As jy na Josia kyk, en as jy na Gomer kyk, sy is die absolute perfekte Pinterest huismamma. Sy maak die kinders mooi groot, almal is by die aktiwiteite, almal is by leesklassies, almal is by ekstra wiskunde, alles lyk goed, en sy doen alles wat sy kan doen, totdat realiteit ewe skielik inskop. Ewe skielik kom realiteit op, en sy besef, sy is tot by haar ore vol met wasgoed. Daar lê sulke hope doeke, wat sy nog nie weggegooi het, en gewas het nie. Sy is moeg, sy voel alleen, sy is emosioneel disconnected, sy weet nie waar sy is in haar lewe nie, en boom, piep, piep. Hier kom 'n WhatsApp deur van haar ou vlam. Hey, Gomie. Ek dink vandag aan jou. Hoe gaan dit? En daar kom die deur oop van temptasie. Niemand beplan om 'n huwelik te ruïneer nie. Nie een van ons het vermoede hande opgesteek om te sê ek beplan om op my vrou te verneek nie. Maar hier is Gomer, die wasgoed staan so, die doeke staan so, alles is deurmekaar, sy is moeg en sy is alleen. Piep, piep. Hallo. Dink sommer vandag net aan jou. Lanklaas gesien. Sien, in die bediening het ek agtergekom in die laaste paar jaar van die bediening, dat gebroke huwelike begin nooit met 'n doelbewuste besluit om verkeerd te gaan nie. 'n Gebroke huwelik begin gewoonlik altyd met hierdie klein bietjie stadige wegdryf van mekaar af.
En ek dink ons het hierdie algemene konsepsie wanneer dit kom by huwelike dat wat ek mis, wat ek nie het in my huwelik nie, is baie beter as wat ek tans het. Verstaan julle dit? Met ander woorde, wat ek werklik nodig het in my huwelik is eintlik nie so goed soos wat ek daar buite gaan kry nie. So dit is die algemene miskonsepsie. En ons sien dit hierso in vers 4. Josia 2 vers 4. Hulle moeder was 'n prostituut, sy het swanger geword omdat sy haar skandelik gedra het. Sy het bly sê, hoor wat sê sy? Ek gaan na my minnaars toe. Dis hulle wat vir my sorg. Dis hulle wat vir my brood gee, en water gee, en wol, en vlas, en olie, en drank. Dis hulle. Sy's getroud aan 'n amazing man. Haar man is 'n profeet van die Here. Josia, amazing man. En tog is hy aangetrokke op die dinge wat sy nie kan kry nie. Ek lees 'n artikel oor die 80-20 marriage trap. Ek weet nie of julle dit al ooit gelees. 80-20 marriage trap. Wat dit beteken is, jy loop weg van 'n 80%. Jy loop weg van iemand wat jou 80% gee. Met ander woorde, iemand wat getrou is, hulle is godly, hulle is 'n goeie mens, hulle is stabiel, hulle is 'n goeie ma, hulle is 'n goeie pa. Jy loop weg van iemand wat jou 80% gee vir 'n 20% wat jy nie kan kry nie. Van ons los 80% en ons gaan na die 20% wat ons dink ons uitmis. En wat gebeur is, sodra jy die 80% los, dan kom jy agter, die 20% is nie eintlik die moeite werd gewees vir die 80 nie. Kerk, the devil is a liar. Hy's 'n absolute liar. En sy grootste wapen teen jou is leuns. En dan kom hy, en hy kom jok vir jou om jou kinders aan te val. En hy kom hy jok vir jou om jou huwelik te verwoes. En hy kom en hy jok vir jou om jou verhouding met hom heeltemal totaal te vernietig. Die duiwel gaan altyd vir jou vertel dat liefde moet maklik wees. Altyd. As dit hard is, dan is dit mos nie van God af nie. As al 'n bietjie 'n bekleierery is, dan is dit mos nie van God af nie. As ek nie happy is nie, dan is ek 10 by die verkeerde persoon. As ek nie elke 100% elke dag vreugde in my huwelik voel nie, dan is ek mos definitief by die verkeerde huwelik. Sjoe, my needs word nie meer gemeet by hierdie ou nie, so dalk moet ek begin uitkyk vir iemand anders. Iemand wat 'n bietjie anders te goeders gee. En ons oortuig onsself dat dit wat ons nie het nie, is beter as wat ons kan kry. Kyk, Gomer het nie 'n ander man nodig gehad nie. Gomer het 'n ander mindset nodig gehad. Sy het 'n blessing by die huis. Maar wat doen sy? Sy gaan soek 'n kurs buite die huis. En sy het aangehou verneek op haar man. Kan die storie gaan lees in die Bybel. Sy het aangehou verneek op haar man. En hier kom God en hy roep Josia die profeet om Gomer ten spyte van dat sy hom verneek aan te hou lief hê. God sê vir Josia dat ek wil hê jy moet Gomer aanhou lief hê ten spyte van die feit dat jy weet sy gaan jou verneek. Van julle se huwelike sit vermoere hier en jy sit baie meer in as jou maatjie. Jy sit vermoere hier en jy soos Erik, maar ek doen al die werk in my huwelik. Ek probeer my beste. Ek probeer God soek. Ek probeer my lewe, my huwelik regmaak. Ek probeer 'n goeie invloed op my kinders wees. Ek probeer God in my huis inbring. Ek probeer respekteer. Ek probeer eer. Ek probeer vertrou. Ek probeer kerk toe kom om my verhouding met God beter te maak. Ek probeer hoop, Erik, maar niks in my huwelik op hierdie stadium kom reg nie. Kan ek vermoere herken nie, sodat ek wil hier vir sê dat ek weet dis nie maklik nie. Ek weet dis nie maklik nie. En ek wil jou nie vermoere hier kom motiveer om te kom sê, hou jy net aan, doen wat jy doen, hou net aan, dis maklik nie. Maar ek wil jy wel vermoere sê, omdat dit nie maklik is nie, beteken dit juist dat God eer jou geloof. Jy moet die regte ding doen. En as jy vermoere hier sit en jy soos Erik, ek hou aan beklei vir my huwelik. Dan wil ek vermoere vir jy sê, as jy presies waar Josia was. Hy het aanhou beklei vir sy huwelik. En dit was nie maklik nie. Maar hy het aanhou beklei. En daarom wil ek jou vanmôre vandag 3 dinge wys wat ek dink jy in jou huwelik kan doen om aan te hou beklei vir jou huwelik. Uit die storie uit. Nommer 1. Stel
gesonde grense. Josia kom praat hier namens God. Hoor wat sê hy oor grense. Josia 2 vers 5 sê, daarom gaan ek haar pad versper met doringtakke en haar afkamp, sodat sy nie haar planne kan uitvoer nie. Let gaan vir 'n oomblik op hierso wat Josia nie doen nie. Josia het nie vir haar begin preek nie. Josia het haar nie begin kritiseer nie. Josia het haar nie op haar geskree nie. Josia het haar nie probeer beheer nie, maar wat ek hiervan hou is, Josia het ook nie net stil gestaan en toegelaat dat sy vrou al die tyd die verkeerde besluit te maak nie. Hy het geweet, hy moet iets doen. Hy het geweet, daar's 'n plan wat hy kan doen, en wat hy gaan doen het is, hy het toe doringtakke elke keer in haar pad gesit, om die pad vir haar moeilik te maak, om uit te gaan, om by ander mans te slaap. Hy stel gesonde grense, doringtakke in die pad, want hy het geweet, hierdie vrou loop haarself in die moeilikheid. En dit klink vermoere soos, Jesus Erik, maar dis 'n bietjie 'n straf. Is dit 'n straf, of is dit liefde? Is dit nie liefde om te sê, ek sien my vrou is besig om stupid besluite te maak, en daarom gaan ek haar pad vir haar moeiliker maak, om grense te stel, om haar nie in die moeilikheid te hê nie. Josia probeer sy vrou beskerm van die nagevolge van sonde, en Josia probeer alles in sy vermoë om sy belofte wat hy voor die Here gemaak het vir sy huwelik te beskerm. Kan ek vanmôre vir jou sê, eerlik, dink ek nie dis beperkings nie, ek dink dis liefde. En gesonde huwelike het gesonde grense. Wat is die doel van 'n grens? Wel, kom ek vra die vraag vanmôre, wat is die doel van 'n heining? 'n Heining is om die goeie goed in te hou en die slegte goed buite te hou. Ek en jy het almal heininge om ons huis, om ons hondjies en ons kinders binne te hou en die skelms buite te hou. Dis hoekom ons heininge het. So met ander woorde, as jy sal wys wees in jou huwelik as jy gesonde grense stel. Nie om beperkings te maak nie, maar juist vir die vryheid, vir gesondheid. Ek meen, pornografie. Van julle sukkel mee. Stel 'n gesonde grense. Gee jou vrou die password. Luister hierso. My vrou weet alles wat op my selfoon aangaan. Alles. Sy het elke password op my selfoon, sy het toegang tot my Facebook, sy het toegang tot my TikTok account. Wel, die kerk se TikTok account. Sy het toegang tot my bankbesonderhede, sy het toegang tot alles. My vrou weet alles. Mans, gee jou selfoon vir jou vrou dat sy kan kyk wat jou laaste SMS. Kom. Dis nie so lekker nie, nee. Dis is gesonde grense. My foon, as my foon pap is, dan vat Alicia my foon en ek vat haar foon. Ek het al die access. Ek ken elke password van haar, sy ken elke password van my, want ons stel gesonde grense. Ek het 'n gesonde grens. Ek doen nie, die bietjie berading wat ek doen ek nie met vrou alleen nie. Leweer dit. As jy my wil sien, jy is 'n vrou alleen, is ek soos, ek het vir jou slegte nuus. En goeie nuus. Die slegte nuus is, jy gaan my alleen eens sien nie. Die goeie nuus is, ek het vir jou 2 mense wat jou gaan berading gee. Dis of ek en Janika wat jou saam gaan gee, want ons het 'n accountability partner, of ek vra partykeer vir Gert, en sê, luister die Gert, wil jy nie saam met my kom berading doen nie, want ek kan nie vrou alleen. Of, as jy nie kan nie, dan sien jy my by die huis, waar my kinders tussen jou rondhardloop. Want ek, accountable. Ek travel sekere plekke nie alleen nie. Nie omdat ek myself nie vertrou nie, maar ek het gesonde grense. Want grense is daar om slegte goeders uit te hou en goeie goeders in te hou. Maar grense is ook daar om die goeie dinge in te hou. En dalk is dit tyd weer vir jou om 'n grens te stel in jou huwelik. Sê luister, dalk is dit weer tyd vir ons om 'n nuwe habit te begin, om saam te bid. Dalk is dit weer tyd vir ons om saam te begin kerk toe kom. Dalk is dit tyd weer vir ons om saam te begin selgroep toe gaan, om 'n groep te betrokke te raak waar gesonde huwelike is. Ek het hierdie beginsel neergeskryf. As jou huwelik vol is van dinge wat God eer, bly daar min dinge oor wat God oneer aandoen. If you pack all the good stuff, there's not much room for the bad stuff. Sorry, hey, gesonde grense. Josia gooi doringtakke, want hy weet sy vrou is besig om nonsens aan te jaag. En hy gooi die doringtakke, want hy wil sy vrou gesonde grense stel. Hy sê, hey, ek gaan nie toelaat dat jy doen wat jy besig is om te doen nie. Jy sê, okay Erik, maar wat gebeur het wanneer daar slegte goed ingryp? Kom ons wees eerlik, dit gebeur.
Partykeer gebeur dit net dat ons het hierdie amazing gesonde grense en dan is dit net so, dan is die slegte ding in. Wat dan? Hey, kom ons chat hieroor. Ek wil hoor of jy sê, ek gaan nie op jou nie. So nou gesprek is tussen my en Alicia. Hey Alicia, ek wil hoor of jy sê, ek gaan nie op jou nie. Ek het jou way te lief. Ek is nie kwaad vir jou nie. Ek gaan jou nie los nie. Ek het 'n belofte gemaak aan jou. Ek het jou te veel lief, maar hey, ek kan nie meer toelaat dat jy naweke drink so baie. Kyk, jy gesien wat doen dit aan my en die kinders. Ons gaan 'n plan maak. Alicia, ek is so lief vir jou. Ek is nie kwaad vir jou nie en ek gaan jou nooit ooit los nie, maar man, jy kan nie meer so baie dobbel nie. Sy doen nie, dis kom ek haar se voorbeeld gebruik. Ek kan nie meer so baie dobbel nie. Ek is te lief vir jou, man. Kan nie meer so baie drink nie. Ek wil nie hê jy moet so, ek kan nie wat ek hier skryf. Ek drink, ek wil nie hê jy moet so aangaan. Ek wil nie, kom ons gaan vir berading. Ek kan nie toelaat dat jy aanhou pornografie kyk. Kyk wat doen dit aan my huwelik. Ek wil jou nie los nie. Want ek het 'n belofte aan jou gemaak. Maar ek is so te lief vir jou om so aan te gaan met jou. Kom ons gaan vir berading. Kom ons gaan sien iemand. Kyk, Josia het dit geleef. Hy het gesonde grense gestel. Want hoor wat sê hy vir hom in vers 3. Josia 3 vers 3 sê hy vir hom, hey, jy moet nog 'n lang tyd tot my beskikking wees. Jy mag met niemand toereer of trou nie. En trust me, ek sal dit nie doen nie. Die tweede ding, om vir jou huwelik te beklei is, hou aan lief hê, soos God jou lief het. Dit is nie maklik nie. Ja, vooral as jy seer gekry het. Dit is nie maklik om iemand lief te hê, soos God jou lief het nie. Josia sê vir vers 3, Josia 3 vers 1 sê hy, die Here het vir my gesê, gaan knoop weer 'n liefdesverhouding aan met die vrou wat vir ander mans lief is. In die Engels staan daar, go back and love her again. Yes, dis nie maklik nie. Want jy sien hy het al die reg in die wêreld om te loop. Met sy's besig om egbreek te pleeg. Sy's besig om hom te verneek met ander mans, in plaas daarvan om Josia, dat hy wegloop. Wat doen Josia? Hy draai om, en hy loop na die een toe, want hy weet sy hart gaan breek. Nie omdat sy dit verdien nie, want hy weet, hy het 'n belofte aan haar gemaak, till death do us part. Hy het 'n belofte voor God en 'n kerk vol mense gemaak en gesê, hy gaan jou lief hê, in alle omstandighede, tot die dood ons skei. Man, dis nie maklik nie. God het dit van Josia verwag. Die vraag het by my opgekom, hoekom het God dit van Josia verwag? Want as jy vers 1 gaan aanlees, Josia 3 vers 1 aanlees, dan gaan jy sê, gaan knoop weer 'n liefdesverhouding aan met die vrou wat vir ander mans lief is en egbreek pleeg, want net soos die Israeliete vir wie ek die Here lief het, ander gode aanhang en is lief is vir die syntjie koeke. Ons moet onthou dat hierdie nie net 'n storie gaan oor Josia en die liefde en hulle verhouding nie, maar dit gaan ook nie oor die storie en die liefde wat God vir my en jou het. En dis presies hoe God my en jou lief het. Ek dink God het soms al die reg in die wêreld om sy rug op my te draai. Ek dink God het al die reg partykeer in die wêreld om te sê, Erik, ek kan nie glo wat jy doen nie. Maar in plaas daarvan dat God wegloop van my, weet wat doen God? Hy loop na my toe. Terwyl hy weet, ek gaan hom 10 teen hierdie week weer teleurstel. Terwyl hy weet, ek gaan hierdie week 10 keer sekerlik weer kwaad word en 'n fout maak. Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Kerk, dis hoe goed God is verhoor. Dis een woord wat ek hier kan opsom, onbeskryflike genade. Ek dink nie omdat ek en jy goed is nie, maar omdat God so goed is in sy liefde. En dit bring hierdie vraag by my op vanmôre, okay Erik, is alles amazing, maar hoe vergewe ek iemand wat die onvergeetlike aan my gedoen het? Vergewe ek my vrou wat egbreek gepleeg het teenoor my? Vergewe ek my man wat op my verneek het? Vergewe ek as ek abuse is?
Hoe vergewe ek my man wat my afgeskeep het? Was net die hele tyd werk en werk en werk en werk en werk en hy het niks omgegee vir my huwelik nie. Hoe genees jy? Kolossense 3 vers 13 gee die antwoord. Hy sê wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar. Vergewe mekaar. As die een iets teen die ander het, want soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Die antwoord is jy vergewe dieselfde manier wat God jou vergewe het. En ek weet nie vermoere van jou nie, maar Jesus, die Here het om my van 'n klomp goed in my lewe vergewe. 'n Klomp goed in my lewe vergewe en daarom die enigste manier wat ek in my huwelik doen is ek vergewe soos God my vergewe het. Mag jy loop wanneer daar egbreek plaasgevind het? Ja. Ek het nogals gaan uit van die Bybel sê dis 'n valid reason. Jy mag. Egbreek is geldig volgens die woord van God om te skei. Volgens die Bybel. Sê jy mag. Of jy mag vanmôre hier sit en jy mag sê okay Erik. Dieselfde manier wat God my vergewe het, gaan ek vanmôre my man of my vrou weer vergewe. En ek gaan vanmôre glo vir genesing. En ek gaan vanmôre weer in my huwelik glo vir restaurasie. En ek weet nie wat kan gebeur vanmôre nie. Ek wens ek kan vir jou sê, al wat jy moet doen is vergewe net jou man en gee hom 'n soen en alles gaan beter raak. Yes. Want jy mag dalk vanmôre hier sit en jy mag dalk sê vergewe en jy kan huis toe kom en hy hou dit aan doen. En sy hou jou aan verneek. Of jy mag hier vanmôre sit en die Here mag iets met hom doen of iets met haar doen en hy kan 'n encounter hê met Jesus en sy hele lewe kan verander. Ek weet nie, daar's nou guarantees, maar wat ek wel vanmôre weet is dat die Bybel is baie duidelik met my en sê Erik, soos ek jou vergewe het, wil ek hê jy moet iemand anders te vergewe. En dis nie maklik nie. Ek dink die derde manier hoe ons kan beklei vir ons huwelik is laat God herstel wat gebreek is. Die derde ding wat ons gaan doen is ons gaan toelaat dat God kan genees wat net hy kan genees. Ons gaan God toelaat om te doen wat net God kan doen. Hoor wat sê Hosea 6 vers 1 tot 3. Hy kyk na sy vrou en hy sê, kom ons gaan terug na die Here. Want hy het ons verskeer, maar sal ons weer gesond maak. Hy het ons geslaan, maar hy sal weer ons wonde verbind. Hy sal ons na 2 dae 'n nuwe lewe laat begin. Hy sal ons op die 3de dag weer krag gee, sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef. Kom ons wy ons aan hom toe. Kom ons streef daarna om onsself na die Here toe te wy. Die Here sal verskyn, so seker is wat die son opkom. Hy sal na ons toe kom soos stortreën. Hy sal ons kom verkoop soos lentereën die grond verkoop. En hier kom Hosea en hy kyk na sy vrou en hy sê, vrou, kom ons gaan terug na die Here toe. Kom ons kom weer by die Here uit. Kom ons roep weer God aan. Dis hy wat kan genees. Dis hy wat ons weer kan restoreer. Dis hy wat weer ons wonde kan verbind. Dis hy wat weer kan restoreer. Dis God wat dit kan doen en hy kan dit doen in 'n kort tydjie. Okay, Erik, is amazing, maar hoe doen ek dit? Die skrif is duidelik in hierdie selfe storie. Hosea 10 vers 12 sê hy daar, saai volgens my wil en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle 'n nuwe land. Dis nou die tyd om na my wil te vra, sodat ek kan kom en weldare oor julle uitgiet. Saai. Hy sê saai volgens my wil en ploeg. Wat beteken dit? Dit beteken te sê, Erik, ons is vanmôre hier en ons gaan begin van vandag af, gaan ons weer begin die regte dinge doen. Ons gaan weer vandag begin saai deur God te eer in ons huwelik. Ons gaan weer begin saai om getrou te lewe aan mekaar. Ons gaan weer begin saai om die slegte goed buite te hou en die goeie goed binne te hou. Ons gaan weer begin saai om te doen wat vir God reg is. Ons gaan weer begin ploeg, Erik. Ons gaan maar weer daai grafie kry, Erik, en ons gaan in hierdie harde grond begin ploeg, Erik, en dit gaan nie maklik wees nie, Erik. My hart is hard, Erik, hy het my verneek, maar hier gaan ek. Ek sal hom weer 'n kans gee. Ek gaan hom maar weer vergewe, Erik. Ek gaan maar weer ploeg, Erik.
nog nie opgegee op my huwelik nie, Erik. Ek weet dit gaan nou 'n bietjie taaf, Erik, en die grond is hard op my huwelik, Erik, maar jy gaan ek, Erik. En jy ploeg daai harde grond. Kerk, dalk se tyd vanmôre weer jou huwelik te begin ploeg. Here, hier is my harde hart vanmôre weer. Here, maak dit weer sag vanmôre. Heilige Gees, kom vat hierdie hart van my. Hy's hard. Ek wil nie my man lief hê nie, maar hierso, Here, hier is my harde grond. Ploeg. Here, help my, ek het genade nodig vanmôre, Here. Help my man te vergewe vanmôre, Here. Here, help my vrou vanmôre te vergewe, Here. Asseblief, Here. Vergewe my, Here, ek het my man hierdie laaste ruk afgeskeep. Here, ek was net by die werk hierdie laaste ruk, Here, en ek het nie na my vrou en my kinders gekyk nie, Here, en dis harde grond vanmôre, Here. En jy ploeg. En jy ploeg. En jy saai goeie goed. En jy oes. En jy saai. Totdat jy goeie goed oes. En dit is maklik. Here, ek is so maklik vir jou en Alisha, jy het hierdie perfekte huwelik. Al wat ons sien is, ons sien net mooi blommetjies en swinkies en allerlei goeders. Ek weet, want jy het nie 'n idee hoe hard ek moet werk nie. Jy het nie 'n idee hoe laat sit ek en Alisha partye aande tot 1 uur, 2 uur in die môre om met mekaar te gesels oor dinge wat gebeur het nie. Jy sien, jy het nie 'n idee hoeveel keer ek maar moet saai en sê, Alisha, ek jammer. Ek het jou verkeerd hanteer. Here, Alisha, sorry. Harde grond. Wat julle sien die mooi blommetjies. En hulle dink, jy sien die huwelik is so. Ek weet, want ek werk hard. Ek staan elke môre op en vat ek Alisha se hande sê ek, vandag vra ons die Here vir ons huwelik. Elke liewe môre. Sê ek, Here, ons het nie nodig in die huwelik. Ons ploeg maar weer. Ons saai maar weer. Kerk, ek wil môre vir jou sê, maak nie saak waar jy vanmôre is nie. Of jy 'n goeie huwelik is dit, of jy vanmôre 'n slegte huwelik het, jy kan God weer vanmôre soek in jou huwelik. Jy's een gebed weg vanmôre. Een. Om God se hart te raak. Roep uit vanmôre na God. God, die Bybel sê baie duidelik, hy hoor die mense wat uitroep na hom. Saai weer vanmôre. Saai weer vanmôre. Doen vanmôre weer die regte ding. Ploeg maar weer vanmôre deur die harde grond. Ek weet, dit is nie maklik nie. Maar dis nie met te werk. Dis maak nie saak wat deur jou huwelik gaan vanmôre nie. Hou aan God soek. Hou aan vergewe. Kerk, God is die enigste een wat die huwelik kan genees. En hy kan dit vanmôre doen in 'n oomblik. Ons gaan dit nou doen. Hy kan vanmôre daardie harde hart van jou uithaal weer. Vanmôre weer vir jou sagte hart kom insit. Hy gee om oor jou. Oor elke klein detail in jou lewe. Ek het 'n song wat ek wil hê ons moet sing, speel. Dink jy is 'n song wat julle ken nie? Ja, speel julle kan maar so speel van die agtergrond so lank. Neem dit 'n oomblik, ons gaan staan. Dalk moet jy na jou vrou toe draai vanmôre. Dalk moet jy vanmôre na jou eie hart kyk. Dalk moet jy vanmôre ploeg. Dis 4 minute. Kom staan. Ek dink ons behoort woorde op te wees, hoop ek. Werk vanmôre in jou eie hart vanmôre. Wat moet jy vanmôre ploeg? Wat moet jy vir jou vrou om verskoning vra? Wat moet jy jou vrou net vashou?
Here, dankie dat ons as kerk vanmôre net by U voete kom sit het, Here. Ek sit van ons vanmôre hier, Here, en dit gaan nie so goed met ons huwelik soos wat dit aan die buitekant lyk nie. Ons harde grond, soos tot ons ore vol was goed, soos moeg, ons voel alleen, dat U vanmôre sal kom en genees, Here. Die vanmôre sal kom, Here, en U sal kom doen. Here, want ons weet U kan. Ons sal aanhou drink van U, Here. Aanhou drink van U liefde. Kom genees vanmôre huwelike, Here. Heilige Gees, kom help ons. Nog so tyd vir ons om gesonde grense te stel. Nog so tyd vir ons om weer terug te gaan en go back in love. Here, dalk se tyd vir my om te vergewe, Here. Dalk moet ek myself vergewe. Here, maar ek wil vanmôre kom toelaat dat U doen wat net U kan doen. Ons kom loof en ons kom prys U daarvoor, Here. Maar al daai harte uit, Here. Harde harte. Sê weer vanmôre vir ons sagtes, Here. Sagtes wat weer kan kom begin glo in liefde. Wat weer hoop het, Here. 'n liefde sal hê wat bloei, Here. 'n liefde wat hê wat sê ek gaan nie opgee nie. Maar Here, dankie dat U ook vanmôre vir ons kom wys hoe lief U ons het. Baie van ons sit ook vanmôre hier en sê, Here, ek weet nie eens of U my werklik lief het nie. Dankie dat ons vanmôre weer kon hoor, Here, dat in spite van kies U ons. In spite van dat ons die 10-1 teleur gaan stel in die week, kies U ons weer en weer en weer en weer en weer en weer. Ons loof en ons prys U daarvoor, Here. Ons kom bid dit in Jesus se wonderlike naam. As jy ook net hier staan so in hierdie moment, jy het nog nooit jou hart vir die Here gegee nie, nog nooit. Iewers, nog nooit. Kan ek vanmôre vir jou sê, what a moment. Ons kerk vra ons nie veel van jou nie, maar wat ek jou wel vra is een klein gebaartjie, met jou hand in die lug op te steek, wanneer ek sê, net sê, Here, gee my hart vir U. As jy dit voorheen gedoen het, prys die Here. God sal altyd jou kies. Maar dalk het jy nog nooit 'n keuse gemaak vir God nie. Net daar waar jy is. Wil ek hê jy moet weet dat die Here jou ongelooflik lief het en hy gee nie oor jou verlede of waar jy is nie. As jy vanmôre wil regmaak met die Here, ek weet nie wat is jou planne nie. Ek weet nie wat het die Here plan met jou nie. Net daar waar jy is. Almal se oë toe, niemand gaan sien nie. Sê Here, ek wil regmaak met U. Dankie, ek kan weer hande laat sak. Dankie. As jy opgegaan het, dankie, dankie.